Goeiedag en welkom by die program Mense Engel Stories. My naam is Natasha Fick en dit is my absolute voorreg om vandag weer eens in jou geselskap te kan wees. Nou vandag het ek die voorreg om my gas in die ateljee te kan welkom heet en is iemand anders as Pastor Leon Jacobs. Goeiedag Pastor Leon, is goed om jou vandag hier te kan hê. Ja, baie dankie vir die geleentheid. Dis iets wat ek baie lief is om te sê is dat ek is nog vol moed en vol spoed en nog steeds onder die bloed, so dankie. Amen. Amen. Nou Pastor Leon, hierdie program se naam is Mense Engel Stories en dis 'n program storie van hoop om vir mense hoop te gee in 'n hopelose toekoms, in 'n hopelose dag waar mense nie hoop miskien het vandag nie. So vertel ons 'n bietjie, wie is Leon Jacobs en so klein bietjie agtergrond ook. Toe as jong kind en mami 5 seuns groot gemaak en aan beste van haar vermoë. Ek is ook 'n produksie van 'n daddy wat net uitgeloop het, 'n mami gelos het in haar eie genade. Maar ek dank die Here dat die Bybel sê gee die vermoeide krag en vermenigvuldig hulle met sterkte. En dit is presies wat die Here toe opgedag het en my ma guns gegee het in haar situasie. As 'n jong vrou moet sy toe op vir ons groot maak en dit was elke dag nie maklik nie van sy moet die aandag moet sy so opverdeel tussen 5 seuns en ek het begin skool gaan soos enige kind skool gaan, laerskool oorgegaan. Nou akademies is ek nie so sterk gewees nie, maar ek het deurgedruk, oorgegaan van die laerskool af oor toe hoërskool toe en op hoërskool sommer jy aan die begin is dit mos nou waar jy word ge-expose aan klompe goed, sigaret rook en bank en al die klompe goede wat volg. En een van dit is waar die girls involved geraak het en ek kry toe vir my 'n girlfriend, staan dit sies niet so oor na die brug nie, dan staan dit 7 te maak ek hierdie girl swanger. En hierdie situasie forceer my basis aan skool af en terwyl ek aan skool af was, is dit nou so styf te gaan het ek maar aldag gesien hoe die groot gangsters, hoe hulle met die blinkkarre en die groot ringe en blokke geld. En die kettinge. Ja, ek het altyd dit gehad, maar as 'n kind, because, listen, ek glo dat if you can't stand for something, you will fall for anything. En daar was nooit 'n stem wat my regtig opgehou het. Dis die rede hoekom ek sê dat ek deur die hand van 'n enkel mamma groot gemaak is. Ek dink nie waarom te sê as dit die wolf gewees het, sou dinge miskien anders gewees het. Maar dit gesê en ek besluit 'n man terwyl die druk kom van die gangs recruit en hulle het vir my gesien as potensiaal en ek steek op 'n dag steek ek my hand uit en ek word ingehuldig as een van die gang members en ek het my hele lewe basis gegee. En ek dank die Here dat die Here dit in my gesit het. Want vandag weet ek ten minste as ek my mind opgemaak het, dan sit so nie duiwel in die hel keer nie. En daai ywer het ek ook geconvert back into the days toe in Egipte land toe. En hier raak ek 'n gangster. En terwyl ek 'n gangster, soos ek sê, gee ek my lewe in 'n periode van so plus minus tussen 2 en 3 jaar is dit dat ek vir my in die organisasie so opweek waar ek by 'n rang staan waar ek kan instruksies gee. So dan sê gaan maak hom dood dan wil hom doodmaak. En my girlfriend, ek is toe te doen met 'n girlfriend en eendag het sy van die hof afgekom en die enemy is beklei toe op baie groot gang uit en die enemy sien toe vir haar en hulle hijack haar, druk haar in die kar en hulle is weg en hulle gang ry toe vir haar. Hulle vat toe 'n besemstok en druk dit af van haar keel en breek die ander gedeelte van die besemstok af en druk dit op in haar privaat dele en daarna steek hulle 42 keer met 'n mes. Ek is so jammer nou vir die wat nou kyk daarna, maar ek kan nie die informasie weer hou nie. En hierdie brutal moord is dat hulle mense betaal en mense moet toe sê dat hulle vir my gesien het hierdie misdaad doen. En man, hierdie mense word nou basies gedreig en die polisie kom toe uit en die polisie arresteer my. Ek verskyn toe voor Mitchells Andros Hof en die hof gee 7 dae borguitstel en ek word verwys Pollsmoor gevangenis toe. En na 7 dae kom ek terug van Pollsmoor af. En terwyl ek hierdie keer toe weer voor die Landros Hof verskyn, sê die magistraat aan my dat hulle opponeer borg as gevolg nadat dit 'n bylasie saak is omdat daar swaar omstandighede in die saak is. En die magistraat sê vir my dat dit sal die staat oneer aandoen om op 'n persoon soos my
vry te laat, want ek is 'n gevaar vir myself. Die staat het voorsiening gemaak met 'n plek wat hulle noem die gevangenis, en dit is presies aan die staat se besluit dat hulle my moet verwys na die gevangenis toe. En ek voel down and out, ek sê, Jesus. En ek besef vandag dat die loon van die sonde die dood is. Ja. En As ek moet aanval, hoeveel jaar oud was Pastor Leon op daai tyd? ek is baie jong, ek is hier 17, 18 jaar oud. 18 op hier na 19 toe. En hier is ek in gevangenis toe. En ek van die 2 en 8 maande in die tronk vir die misdaad wat ek nie gedoen het. Ons het verskillende lawyers geprobeer. Niemand kan my uithaal. En na 2 en 8 maande begin die verhoor in die saak en die skundige kom en hulle bevestig die volgende, het hulle ondersoek dat daar's geen goed wat my connect met die saak toe nie. En op grond van dit spreek jy hof my toe vry. Maar in die 2 en 8 maande het ek 'n evil mindset gemaak. Want ek het vir myself gesê, as ek hierdie dag uitkom, en hierdie manne wat hierdie ding gedoen het, hulle hulle storie ken. Maar weet jy, die Bybel sê, ons weense gedagtes nie soos die Here se nie. Ek is toe uit, ek kry die manne, en ek sê die manne, hoor jy so, ons moet gaan geld vat, want ek het langs geld regtig in my besit gehad, en ons vat 'n ry uit, en ons monitor 'n toneel, en op 'n sekere dag vat ons 'n $250,000 in die cash by 'n man, 'n besigheidsman, en ons maak hom toe nie dood nie. Hy word ook reg vasgemaak en hy kom toe in kontak met ooggetuies en hulle gee die informasie deur na die polisie toe en die polisie arresteer ons op pad terug. Arresteer die polisie vir ons. En hier sit weer nou in die gevangenis 'n maand buitekant. En ek voel baie teleurgestel want ek en hier ons loop toe op verhoor wagting en ons word beskuldig bevind. En die Hoogstraat moet toe 8 jaar 9 maande tronkstraf en die bandiete 6 jaar van het. En in hierdie 6 jaar is het notorious prison gangs wat operate 26, 27, 28. En ek word toe ingehuldig as 'n 26 bende, maar ek gesê word die sê ek vir in en geen ek vir uit nie. En dit wil sê die doodskei in hierdie situasie van hierdie besluit wat jy neem. En na 6 jaar kom ek uit. En ek kry 'n woonstel in Pero en ek begin dit te smokkel met tikroks, ecstasy, Mentrix en dit gaan goed saam met my. Ek maak duisende by die dag. Ek maak so tussen 5 en 6,000 rand profit 'n dag. So ek het 'n crème lifestyle. My daarvan, en ek is baie lief om dit te sê, my daarvan toe ek in tafels aan iets spring. Het ek nog 5 op chips geëet en ek het daar nog blikkie vis geëet. Maar nou hier eet ek nou namelijk ja, ek het 'n crème lifestyle. En die rede kom ek dit noem is dat die duiwel kyk na sy mense. En 'n transaksie loop verkeerd in die underworld en dit affek die groot supplies, dit affek en 'n bendeoorlog breek uit in hierdie, nou ek is in die voorleer, ek neem op besluit as 'n leierfiguur, ek sit rondom tafel en hierdie ding sit so geweldige groot druk op my. En die drugs wat ek verkoop begin ek te gebruik, ek is Breen Jackson, ek experience stuk, ek is op 'n ander level, want ek moet my composure hou, want die manne is nog verwagting vir my instruksie en baie dood gegaan. Baie dood gegaan. Ek wil op hierdie geleentheid wil ek ook gebruik maak om te sê, vir julle wat nou na dit kyk, ek wil graag vra dat julle my moet vergewe, want in daai tyd het ons, ek persoonlik het besluite gemaak waar net oor myself gedink het. Ek was baie selfies. Ek wil vandag vra, mama, die hele wat miskien nog sit daar met 'n kind wat nog op dwelms is. Ek weet nie aan wie ek allemaal dwelms gekoop het nie. Ek wil regtig vra uit die bron van die laat om my te vergewe. Want soos ek sê, ek het my besluite was net gebaseer dat ek onkundig was. Ek was net aan 'n gejag van wind gewees. So ek hoop regtig uit die bron van die laat dat julle my sal vergewe. En wat gebeur is, toen het is dat soos ek sê, die drugs wat ek verkoop, begin ek toe gebruik. En ek gaan in die afdrand. En so amper jare na die oorlog, en die bendeoorlog is op sy hoogste, is het klomp mense verloor in hierdie bende geweld. En ons begin toe te bel onder mekaar, en ek vra, man, wat is die kans dat hierdie bendeoorlog tot stilstand kan kom? En baie gekry, because die underworld straks is dan regtig stil.
jy sit met 'n klomp drugs in jou kanaal en maar jy kan dit nie verkoop nie van die kliënte is bang geskiet en almal het daai rede gesien ons polisie en gedrag betrokke ons het 'n piece crime en alles is toe weer back to normal maar nou die probleem wat jy het is dat die dwelms wat ek verkoop het ek moes nog gebruik en ek het addicted geraak in die proses. Ek het ook voordat die piece crime kom met die jong meisies het ek ingetrek en dan het ek hulle prostituie gemaak en as hulle geld inbring en dan trek ek die geld aan die ander kant uit. En ek sit toe een maandagoggend kyk ek so deur die geld en ek tel R942 en ek sê myself maar ek was in boven millions in die ander hoek. En ek kyk hierdie geld en ek sê myself by oggend ek pak op vandag. Dis niks meer wat my hou hier nie. En ek roep die manne en ek sê die manne sit en ek sê hoor dit is my besluit vandag. Ek ry my reg vandag op die game. En die manne het met verskillende idees gekom en sê nee, ek het 'n made-up mind. En ek gaan 'n keer terug toe Mitchells Plain toe. Moes nou groot geword in Mitchells Plain van agter in Tafelsig. Dit is ook een van die gevaarlikste plekke in Mitchells Plain en ek kom aan by die huis en soos tyd verloop sien ek dat my tweelingboetie hy is ook 'n tik verslaafde en hy is ook Mendrix en soos tyd gaan as dit dat op 'n sekere dag as dit dat hy die laaste gedeelte van die sigaret vat en hy druk dit dood op my seun se bout en hy kom help aan my toe en sê vir my dit kyk wat het Anko gemaak en in hy teken eet ek 'n appel met 'n mes en ek gooi die appel neer en ek gee die mes in my hand en ek sê myself ek gaan vandag wees wie is en ek is af van die stage en ek kom by hom en ek gryp hom en ek begin hom te steek en terwyl ek hom steek is dit oral net bloed wat lê en hy sak in mekaar en hy begin te so te maak en hy skree mami kom nader en my ma kom nader en hy sê gee mami se hand en hy my ma hand in kontak en hy sê mami sê vir Leon Alsalaris en hy sterwe voor my oor. 'n Moment wat sy realize ek is to be blamed vir wat happen. En ek wil vandag vir mense sê die duiwel hy sal vir jou sê hy sê jou uitdag doen dit en die oomblik as jy het gedoen het dan draai sy rug en sê staan jou eie man en die rede hoekom ek dit vandag kan sê is dat die duiwel het nie saam met my op die hof gaan staan ek het alleen daar gaan staan en ek besef vandag ek wil vandag 'n jong man sê Mr. Wannabe Gangster ek wil vandag vir jou sê wat net vol jy wil moet invit ek wil vir jou vandag sê God se plan is nooit vir jou om in te fit jy moet uitstaan en ek wil vir jou sê dat mense so opinie stel nie, maar God se plan vir jou lewe, dit is wat saak maak. En hier staan ek voor die hof en die hof gee my vrye bil. En ek kan nie verstaan nie. Ek kan net nie verstaan nie, vrye bil. En daar is ek toe weg, ek kom toe aan by die huis en die pa van die familie kom en ek vra die vraag, hoor ek wil dit graag weet, maak ek nog deel uit van hierdie familie. En my ma steek hand op en my ma sê, ek kan nie 2 kinders op een tyd verloor. En net daar weet ek dat ek 'n support structure of 'n support base kan kry van my ma se kant af. En na het my journey begin, maar my lewe het agteruit gegaan van die aankomende week is dit dat ons my tweelingbroer begrawe en nagmerries breek los in my lewe. En Pastor Leon, wat gaan jy jou gemoedheid? Kyk die woord van die Here sê ons is nie deel van hierdie wêreld nie, maar ons is nog in hierdie wêreld. So ons is nog mens. Ons sit met daai emosies, met daai gevoelens. Wat gaan deur mense kop in daai tyd? Ek soos ek sê, dit is my tweelingbroer se begrafnis en ons het hom begrawe. Dit was een van die moeilikste dae. En met my terugkeer is dit dat die worst part van my is, ek moet teruggaan na die toneel toe, waar het alles gebeur het. So, daar was tye gewees waar ek vreesig encounter. Daar was tye gewees, dan wil ek niemand wakker maak in die huisie. Dan sit ek in die lig dan en raak ek verskriklik honger in die nag. Staan ek op, dan gaan ek in die kombuis en
as ek by die laai kom om vir my nou gou 'n sandwich te maak, dan sien ek die mes en die vrik en die lepels en goed. En as ek na die mes kyk en dan remind die mes my van wat gebeur het hy daar, dan gryp ek die lepel en trek ek die laai toe, dan maak ek my, en dit was lank. Ja. Het was lang geweest wat ek 'n sandwich moet gemaak het met 'n lepel. En dan, nou het ek die sandwich en dan keer ek terug na my kamer toe. Dan moet ek verby die toneel gaan by die area waar hy gelê het. Het is 'n moment wat jy kan dit nie explain nie. Is 'n diep moment. Dan kom ek so aan by die kamer. So dit is amper so jy herleef daai trauma oor en oor elke liewe keer. Ja, en dan en ek sê as 'n sonder, as iemand wat nog nie God ken, ek sê ek wil nie so lewe nie, because wanneer ek buite toe gaan, dan moet ek 'n masker opsit. Ja. Ek moet pretend ek is daai man, because gangsters is en hoe het opgeset is dat sy moet wys, because tigers don't cry, maar wat hulle nie weet die huil in die agtergrond. En wat hoors is dat my broer se kind kos dit langs in my, dan vra hy vir my, nog baie jong en vra hy vir my, uncle, what happened to my daddy? Where is my daddy? Dan antwoord sy so 'n kind. Sy kom by jou ma aan, as sy aankom, sy praat met jou en sy kyk jou aan, dan wonder jy, kyk sy jou aan as 'n seun of as die moordenaar van 'n ander kind. Het was 'n donker, moeilike, donker oomblik. En 5 maande gaan so aan. Ek kom by die Merchants aan, dan hulle stuur die kans na die hek toe, gee hulle my 'n handvol tik en klomp geld. Ek moet net weggaan van hulle properties af. Ek kom aan hier op die hoeke, dan sien ek hoe gangsters hier van die hoek af beweeg. Ek sien hoe ruk mense hulle kinders by die hek in. Jy kom my, het sy broer doodgemaak. En miskien klink kwaai vir iemand, maar dit is regtig om in daai space in te lewe. It's not a good place to be. Want jy was gelabel by mense. En weet jy, en hy goede druk my so, dat my lewe agteruit gaan. Ek was baie netjies as 'n jong man, my arm altyd gesny, ek moet goed aangetrek is, maar in daai tyd en ek is never mine. En 5 maande gaan so aan, en my ankel kom eendag, een Saterdag, en hy vra vir my, Boetassie vir my, wat is die kans dat jy eendag sal kerk toe gaan? En ek sê vir hom, ek dink ek sal so maar môre sal gaan. En hy sê, nee, dis reg, hou jou net 9 reg, ons sal kom optel. My ankel is net daar weg, sy kan die next 15 minute te kom 'n vriend van my daar aan. Hy sê, net, Jesus, kom, ek het nog 'n paar R100 in die bank en ons kan het gaan trek en hy gaan trek die geld en ons is terug. En ons gaan in 'n sekere area waar hulle die tik verkoop en terwyl ons by die Merchant kom, koop ons 'n halwe gram, ons het 6 beerepakkies sigarette en ek is aan lag as ek so excited om te sê dat hy Merchant waar ons die halwe gram gekoop het, as vandag my vrou, Nettelien Jacobs, so dis een van die mense grootste drankdealers, bro, luister, hy sê vir my as die mynraad, kan ek jou vandag sê, en het is vandag is hy my mynas, wat my silver ministry, en ons het die tik en dan gaan ons, en terwyl ek en hy so tik ek en my vriend, sê ek vir hom, my saak regionaal mense so hoor, kyk my en sê my, hoe kan die duivel wil kies toe gaan? Want hy homself weet, dit klink net impossible, vir die mens wie ek is, en ek sê my ankel was hier, ek het gesê, gaat saam met hom, nou jy verstaan, het is dit ek 4 dae laas geslaap, ek kan nie slaap, want as ek my oor te maak, as ek stiek ek my broer, ek kan nie eet, het was 'n moeilike donker oomblik. En ek en hy het nog nie aangespandeer en tik en drink en daar is 'n oomblik toe hy toilet toe gaan, toe maak ek my skelm 'n pakkie tik en ek steek het toe weg, maar die intense dag, môre as die my kop skiet. Dis is my kan nooit geweet wat die Here storie het vir hy môre nie. Man, die oggend het aangebreek, hy sê toe, ek sê my mami strek my die hemd, ek gaan volgende keer toe, en my ma sê vir my kind, jy het my die slaap het gehou soos al die ander nagte, ek wil jy praat, dat jy gaan kerk toe, ek wil jou net sê as jou ma volgend, dat jy kan met almal speel, maar nie met die Here speel, en ek sê my ma,
as ek terugkom sal ek 'n verskillende persoon terugkeer. Ja. Ek profeteer soos hy sê Amen. gaan om my verborgene Amen. lede Amen. basis. Amen. En hy oggend stap ek in die teenwoordigheid van die Here en die Here kry daai oggend hierdie bandiet Wow. en God maak hierdie bandiet 'n Israeliet en nooit weer as my lewe dieselfde nie. Ek keer terug uit daai diens uit en ek gaan na die plek waar die weggesteekte pakkie tik is en terwyl ek dit uithaal staan ek in die toilet by die toiletpot besig om dit uit te brand van ek wat so die duiwel gaan nie nou Ja. preek meer in my kop nie. Ja. En terwyl ek uit te aansteek, hoor ek 'n hoorbare stem wat sê, nou verstaan jy Jesaja 59, dat daar is geen verlossing Amen. sonder bekering nie. Amen. Net daar weet ek die Here het my losgemaak. Amen. Amen. 'n jaar na dit, voor ek die Here my om my tik op vir die naisies toe te lei. Shoot. 2 jaar na dit gee die Here my profetiese woord om vir die Sure. mense te gaan gee, van net nie. Shoot. En ek gee die woord af, ek is daar weg. In 3 ure daarna se tyd bel sy en vra, hulle het 'n gevalle broer, sy kan dit afgesteer word. Wat sy kans dat ek gou kan kom. En ek kom en ons reël 'n memorial service en hy aanbreek Romeine 6:23 dat die loon van die sonde is dood. En ek het die groot voorreg om vir Natalie en al die plaas saam na die Here toe te lei. Vandag is ons 'n great blessing. Listen, I want to say this, that what a mind conceive and believe it can be achieved. That's why tough times don't last. But tough people do. Ek wil dit ook sê is dat your current situation don't determine your final destination. Amen. Ons was daai die storie wat jy gesê het, maar waar ons nou is wat God ons wil gee het. En ja. Amen. Pastor Leon, wat vir my so uitstaan oor jou storie, die Engels sê, ek wil dit nou in Engels sê, I'm standing amazed of what God had done in your life. I'm amazed of the story where God has taken you from, maar tot waar hy vandag gebring het. En terwyl jy praat, mense sal miskien nie hierdie woorde verstaan wat ek nou gaan sê nie, but God allowed all of that stuff to happen. Miskien sal mense sê, maar hoe kan ek sê dat die Here het toegelaat dat die eie tweelingbroer moet doodsteek? Daar is 'n toelaatbare wil en God se perfekte wil en dit was God se toelaatbare wil om vir Leon Jacobs in die hande te kon gekry, because God knew the plan that he had for your life. En vandag doen jy dit tot eer van die Here, maar tot eer van die broer ook, you know, and I know that toe hy die ma se hand vat, weet ek dat hy was 'n God oomblik gewees, dat die Here het toegelaat dat hy nog in daai oomblik die Here se naam kon aangeroep het. So when you're doing this, you're not doing this out of yourself. You're also not doing it, ja, ons doen dit om die mense kan bereik, maar jy doen dit vir die Here, nommer 2 vir die broer en vir die siele ook. En dit is wat vir my 'n riem onder die hart. En dan soos ek altyd sê, mense sal sê, kan daar iets goeds uit Mitchells Plain net kom. Maar daar was baie wat jy seker in die strate geloop het, wat gesê het, daar stap die moordenaar, kyk hoe lyk hy. Baie het so agter hulle geslote deure gepraat, en dan het hulle seker ook uit woorde gesê, kan daar iets goeds uit Leon Jacobs uitkom. En vandag staan die vyand beskaamd in wat die Here in die lewe inkom. Dit is mense wat gesê, soek jou kinders na weer. Daar is mense wat vandag vir my inroep vir counseling en vir gebed. Daar mense. Ek wil die ding sê, die statement sal 'n ere ingewys het en dit sal injustice gebring het aan die volgende wat ek nou gesê het. As my broer moet gesê het, mami, sê vir Leon, ek gaan hom nie, ek sal hom nooit vergewe nie. Dan sal ek vir die res van my lewe met hy statement, maar die feit dat hy sê van Leon, alles sal alright is. Weet jy, vandag gebruik ek die woorde, die exact woorde, gebruik ek in baie mense se gevalle, en dan gee die Here in 'n profetiese guns. Alles so righteous. So ek wil vandag vir jy sê wat miskien vir jy bevind in 'n situasie. Ek wil vandag vir jy sê wat miskien daar lê en nou so ingeskakel is. Ek wil vandag vir jy sê dat God is besig om op te dag in sy grootheid en die Here gaan sy heerlikheid magtig gaan die Here gaan net wys aan. Amen. Pastor Leon, soos jy gesê het, tans heidaglik is die vrou besig met julle kerk, 'n Kingdom Christian Church, besig om uit te beweeg in gangster getuisterde gebiede, mense drank getuisterde gebiede, en net om sy naam te gaan verkondig en die evangelie te gaan verkondig. En wat kan jy vandag vir daai persoon sê?
Ja. wat in drugs vasgevang is, wat miskien nie uitkoms sien vandag nie. Die Here het toegelaat dat hy uitkoms gesien het. Hierdie persoon het die Here gestuur, maar vandag sit daar iemand wat miskien voel, ek kan nie meer hê. Wat kan jy vir daai een sê vandag? Ek kan die volgende sê, en dit is dat die Bybel sê, Lukas 15, en die prodigal son het tot homself gekom. Ja. Die sekere lê dat jy tot jouself kom. Wanneer jy tot jouself kom, skep jy 'n geleentheid dat God in sy grootheid moet opdag. Ja. Wanneer jy tot jouself kom, is daar niemand anders se stemme wat jou sê kom tot jouself nie. Jy kom outomaties, dis 'n Heilige Gees, God gegewende oomblik as jy tot jouself kom. Wanneer jy tot jouself kom, herken jy dat jy swak is, maar jy kyk na hom toe wat sterk is. Wanneer jy tot jouself kom, sê die Bybel die volgende, en hy beweeg en hy kom aan 'n paad toe wat die hele tyd gewag en nie gekyk het. En dis presies hoe Jesus doen. Dis presies wat hy doen. Hy wag nog die hele tyd wanneer jy kom. En wanneer jy kom, is daar geen ander manier om vir jou te omhels en vir jou te bekleed en vir jou 'n fees voor te berei nie. En vandag sit ons aan tafel. Net ek sê die ding vandag met die grootste respek. Ek self ook klomp goede. Ek is verskriklik besig, maar kom ek sê die volgende, die polisie wat my grootste vyand destyds gewees het, né? Die polisie kan nie eers sekere truancy programs en goede, groot vergaderings, stakeholders hulle kan dit nie hou sonder my, wat vir my sê, God sal 'n tafel dek in die because hulle kan nie eet as ek nie aan tafel is. Amen. In the presence of our enemies, He will prepare a table for us as well. Ja. Wow. Ja. Wow. Pastor Leon, as mense jou wil kontak, kan hulle jou kontak, waar kan hulle jou in die hande kry? Dis reg, my kontaknommer is 066 220 8166. Ek repeat dit weer. It's 066 220 8166. Dit is call. My WhatsApp nommer is 076 104 3538. It's 076 104 3538. Ons het ook 'n Facebook page, die Leon Jacobs Foundation page, ons het die Kingdom Christian Church Mitchellsplein page, ons het ook 'n website www.leonjacobsfoundation.org.za. Dan kan ons daar kry. En ek hoop om baie gou van hulle te hoor dat ons saam in hierdie verloorgaande wêreld 'n verskil maak. Weer eens baie dankie. Baie dankie Pastor Leon, net vir my ook gesig vandag met jou getuienis en wat ek kan uitvat uit die storie uit. God is 'n God van nuwe dinge. God is 'n God van tweede kanse. Die mense gee op, maar God het nog nie opgegee nie. Baie dankie, mag die Here ryklik seën met die vrou Natalie, mag jy hulle hoër hoogtes gaan, mag jy hulle meer mense bereik, mag jy hulle meer siele bereik, mag jy die Here julle daai krag gee, want ek weet die mense krag nodig om al die dinge te doen, maar mag die Here julle ryklik seën. En vir jou wat ingeskakel is, wil ek baie graag uitnooi, share hierdie video, like hierdie page, vertel almal van hierdie getuienis, want ek weet meer mense moet hoor van wat die Here in Pastor Leon Jacobs se lewe gedoen het. Tot volgende keer, die Here seën.